Hy wil die storm stil maak. Vanaand moet julle kom en stop jou tradisie. Ek spreek dit sommer aan in Jesus naam, dat jy nou gehoorsaam raak in die Here en nog mense bring en kom vanaand. As jy in elk geval in 'n kerk is waar man en man getrou word en vrou en vrou, vra ek jou, wat soek jy daar? Ek vra jou, wat soek jy daar? Wil jy vir my sê dis Christus se kerk? Maar my pa was hier en my ma was hier en my pa het geld bou hier. Luister, hier kom nou uit jou dinge uit. Nou moet jy wragtig by God uitkom. Hoe kan jy 'n plek noem, God laat vergaan Sodom en Gomorra met swaal en vuur oor man en man slapery en vrou slapery? God doen dit. En dis waarvan af die woord kom, Sodom. 'n sodomiet. 2 mans. Wat jy weet wat is die uitgang nie, maar ding is die ingang. Uit die put van die hel. Ek weet dat elke familie is daar so iemand. My familie ook. Ek gee hulle liefde. Maar ek laat hulle ook die waarheid besef. Ek gee liefde, ek kry baie mense by my. Wat, laat ek julle gou point hier. Jy was ook so streep. Jy het by my nog aangelei. Maar in elk geval, maak nou nie saak nie. Hoor gou mooi. Ons gee hulle liefde. Vra hulle by School of Fire of ek so preek. Ek praat nie so met gay mense wat daar aankom nie. Gee hulle liefde. Ek praat in die kerk so want hulle kruip weg. Ek gee hulle liefde want hulle het seer gekry op 'n plek. En daar wil ek vir jou sê, as jy gay is of iets, kom, ons sal met jou werk. Rooi sal met jou werk. Ek is lief vir jou, maar ek kan nie stil bly oor iets wat hulle self kerk noem van Christus, wat nie Christus se kerk is nie. Jy kan nie Christus se kerk wees as jou hoofliggaam. Moenie vir my sê, maar plaaslik doen ons dit nou nog nie so nie. Jy's in die stelsel. Dis nie 'n kerk nie. 'n Kerk is waar mense tot redding kan kom en mense kan vrykom. Yes. Come on, man. Mense, ons moet regtig by die Here uitkom. Julle in die Weskaap. En dit weer sê. En jy kan maar hier wees en jy kan maar 'n counselor wees. Hoe lewe jy as wedergeborene daarmee saam? Dat jy stem vir 'n party, die DA, wat abortus ingebring het, wat 1200 babas per dag vermoor. Hoe lewe jy daarmee saam? Daar is 'n Christen party om voor te stem. As jy jouself 'n Christen noem, dan stem jy vir 'n Christen party. Hulle is 'n bietjie min rooi as hulle is. Hoor gou hier. So jy wil sê, omdat Christus gesê die pad is min, en dan na die hemel toe. Praat die politiek, ek wil jou net die waarheid sê. Elkeen wat gestem het vir die DA en die ANC, is deel van die 1200 babas wat môre se bloed gaan vloei. 48 oil tankers van 1997 het baba bloed al gevloei. 48 oil tankers. Soveel baba bloed in Suid-Afrika. Van die 1 Februarie 1997. As jy mense, hou net op politiek praat. Is dit politiek as ek vir jou sê, hou op 'n baba vermoor? Is net vir my snaaks. Almal maak of hulle van niks weet nie. Waar was die 150.000 stemme uit 60 miljoen vir die Christenpartye? Net 150.000. Wedergeborenes wat stem vir die duiwel. Ek gaan jou nie spaar, jy het verkeerde plek toe gekom. Of jy kan vandag sê, Jesus, in Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sondes bely, is getrou en regverdig om jou te vergewe. En sê, Here, ek het nie geweet, ek was onkundig of ek was dom. En sê vir hom, jy het nie 'n binnekamer verhouding nie, want dan sou jy geweet het. Ek sê jou, as jy dan 'n bidder is,
Hulle kom al, ek bid. En dan gaan stem jy vir die duiwel. Waar bid jy? Dan luister jy mos nie. Hou op met jou godsdienst, man, en raak 'n slag ernstig met God. Ek sê weer, ek praat met die mense daar by die huis. Maar, ek vra jou mooi, bely dit voor die Here, en doen die reg ding. Suid-Afrika, Weskaap, ek is hier, 1000 kilometer, om donderdag voor die parlement te gaan loop vir die kerk. Mense, Christene dink, hierdie is nog 'n grap, het kom nie op die nuus nie. Hierdie is nie 'n teorie nie. Hierdie is nie die bellabel wat julle toe nie bygewoon het nie, wat ook deur is nie. Hierdie is om die kerk se deure toe te maak. En kan ek gou vir julle sê, die 2 Oktober is dit klaar besluit. 32 bladsye is klaar opgestel. En het eergister ons geklassifiseer, saam met terrorismegroepe, die kerk in Suid-Afrika. Hierdie is nie teorie nie. En as jy dit nog nie weet nie, die DA en die ANC het dit gedoen. Ons kerk is nou in 'n tyd van so gevaar. Ek glo natuurlik God draai dit binne 'n week of 2. Tokyo Makanzane sê hierdie woorde. Hulle vra haar op die nuus. And if somebody go in a church and they receive Jesus and he is full of joy and he go out in the street and said, Jesus loves you. Sy sê, then he must get jailed. Dis die goed wat nou is. Christen, ek kyk die nuus nie, want ek is amper in die hemel. Ek bid nie, as jy met politiek, ek stem nie, want ek is amper in die hemel. Oor jou nie stem nie, as soos waar ons is. En omdat jy vir 'n duiwelse party gestem het, as soos waar ons is. Hierdie is die politiekie. Spreuke 24 vanaf vers 11 sê, roep uit vir hulle wat op pad slagpale toe is. Jesaja 58 vers 1 sê, roep uit jou keel uit, en hou nie terug nie, en verkondig aan my volk hulle oortredinge. Hoe kan jy jouself 'n Christen noem, maar jy worry nie oor die babas wat môre doodgemaak word nie. Totdat jy dit bely het voor God en gechange het, is jy skuldig aan dit. Ekskuus. Jy het 'n keuse. Ek sit, wil het nog gisteraan klaar vertel het, in 'n Kongo basis, sandsakke voor my, sandsakke agter my. En ons sit te drink lekker. Nasionale Party was 'n goeie regering, Christelik. Hulle het geopen met skriflesing en gebed en dan besluit ons wie maak ons met gif dood. Verskriklik Christelik. Klomp broederbonders. Ek het vanoggend vir die rapport gevra toe ek sien hulle val weer vir Winkler aan. Toe vra ek, word julle nog steeds beheer deur die broederbonders en die vrymesselaars? Ek gaan vanoggend net sê, ek gaan niks sê nie. Oorwinning oor jou, François, waar jy volgende naweek optree. God het oorwinning. Die wêreld weet dit nog nie, maar as met hulle ingekruip is in hulle hoekies. Ons sien dit. As julle weet wat sy oorwinning praat ek van, as ek het vanoggend hier kan vertel het, sal hulle sê, weet julle regtig wat gaan in Suid-Afrika aan? Ek was vir 10 jaar in 'n seat vir die Christenpartye. 10 jaar. En daar het ek gesien, wie is maatjies. Ek sluit af daarmee, die DA en die ANC is verskriklik maatjies. Hulle maak net in die koerante of hulle nie is nie. En die fools val vir dit. Ek sê dit, en hulle kan my nog nie aangekla het, ek daag hulle elke keer uit, en hulle kan my nie aankla nie. Ek hoor nie goed nie, vars dit na. Maar kom ons vergeet nou net van abortus en die DA en die ANC, kom vertel julle iets anders. David! Hy gaan 'n bietjie op sy patio, koning David. Hy het so 'n stukkie van Zuma in hom gehad. Ek like vir Zuma. Ek bid vir hom. Hy is nie reg nie, maar ek like hom. As jy vir iemand bid, raak jy lief vir hom. En daar was 'n tyd, nou bid ek nie so baie meer vir hom nie. Daar was 'n tyd wat ek elke dag vir Zuma gebid het.
En dan vat hy mos jou drome oor alles as jy vir iemand bid. In een aand droom ek, hoe ek in Zuma beweeg, en ons raak hier die heavy vriendskap, ons kom in die bar, ek sê, president, koop vir jou een dop, ek gaan een koukie drink, hy sê, nee, jy het my mooi geleer, ek gaan nie drinkie, maar op die ouend gaan ons uit mekaar uit, en ek druk hom, en ek begin huil, toe hy weggaan, dis my vriend. Pop en gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. As jy 'n sielewenner raak, begin raak jy lief vir hierdie mense. Hoor gou, keer ek vir Julius goed? Nee, gaan my helse klap gee as ek hom nou kry. Ek vat hom aan, gaan kyk in die media. En as dit tyd geraak het, en dis werklik oorlog, is ek vooraan. Ek skree nie soos 'n Suidlander, oorlog, met sy 4 blikkies beef en sy spensie. Aan die 303 onder die teppad. Ek het nie ander woorde nie. Laat mense aan sukkel gemors kan behoort nie. En nog aan Israel visie. O, swartes gaan nie hemel toe nie, net as wit is. Jy's arrogant. Jy's arrogant. Ek is die Here dankbaar ek sien wit mense. Laat ek rooi is. Nee, hoor gou mense, julle is miskien nie hou nie van wat ek sê nie, maar dink 'n bietjie mooi. Ek sê nou vir jou, by alle rasse kry goeie mense en slegte mense. Stop. Moet ons nou net stil bly? Nee, vat jou energie wat jy elke aand so vloek vir Cyril. Vat jou energie en kom loop saam met my en sien hom persoonlik. 4 weke terug loop ons in Pretoria vir die kerk. Vir die kerk. 8500 mense. Een sê op Facebook, ag ou Royce gaan met sy 50 mensies daar staan. Ek tel so, ek dink ek kan nogal meer as 50 tel. 8500. Ons wit mense was nie 'n persentasie nie. Hierdie klomp swartes wat nou kan maar nie hemel toe gaan nie. Volgens die Israel visie, hulle was toe daar om vir ons Christendom op te staan. 13de is ons hier van distrik 6 afloop ons. Wonder hoe gaan dit hierdie keer lyk. Maar oké, maak nie saakie. Ek is amper klaar. Maar ek sit in Congo basis, hierdie keer moet ek 'n slaghistorie klaar vertel. En die sandsakke voor my, sandsakke agter my, en ek het 'n lekker trippel brandewyn en coke. Wat se lekker. Die duiwelse gemors. En 'n sigaret. Ek het altyd die voorpunt van die sigarette afgebreek. Waar's Ellen? Is jy hier vanoggend? Kom jy vanaand weer, het jy gesê. Ellen is hier. Okay, want sy weet. Ons het die voorpunt van die sigarette afgebreek. Dis vir die dooies. Ritueel. Ons het vir die dooies 'n stukkie. Jy drink ook nie die aand laaste brandewyn op nie. Jy los dit vir die dooies. Van die pad af, man. Maar in elk geval, ek sit 'n drink nog so in Swapo, gooi mortiere, en hulle sit die ligte af van die weermag plek. Nou dink ek word dadelik, iemand moes vir my gebid het. Want dadelik dink ek, as ek nou is die mortier nou hier inval, tussen die sandsakke, dan gaan ek mos hel toe. Ek weet dit dadelik. Nou sê die mense, moenie oor die hel preek nie. Moenie oor sonde preek nie. Nou hoekom het die Heilige Gees vir my oor met sonde gepreek? Gaan sê vir die Heilige Gees en vir Jesus, hulle moet ophou sê. Jesus sê, ja, sal 'n geween wees en ek het ners van die tande.
Gaan sê vir Jesus, jy preek verkeerd. Hou op so preek. Ek kopie my Jesus. Dit wat hy doen ek ook. Die Heilige Gees het vir my gesê, jy kan nou hel toe gaan as hierdie martyrie val. So ek preek oor sonde. En ek gaan sit. Nou is dit donker. Nou dink ek, as hierdie ligte aangaan, gaan jy Koevoet manne mos sê, jou bange. Dan dink ek, okay. Nou staan ek op en vat ek weer 'n sluk brandewyn en ek trek hom in die sigaret en ek stoot dit weg. Want ek het 'n worstelstryd. Ek wil nou hemel toe gaan. Nou druk ek dit weg. Ek gaan sit ek. Dink ek, as die ligte aangaan, gaan die manne sien ek is bang, ek trek ek dit weer nader. Ek kan nie my keuse maak tussen pelle en Jesus nie. En later toe ek genoeg moed. Toe leopard kraal ek uit. Toe laat my vader meer was sê, mens jy's 'n rekkie. Nou kyk brandewyn het dieper nie, toe gaat ek uit. En die weermag oudjies is besig. Daar in die aapkas sit hulle bo. Die aapkas is so in die lug, dan monitor hulle waarvanaf is die oorlog. Die Koevoetspanne staan daar, en SWAPO is daar. So die aapkas is in die middel. En ek laat weet my buddies, die wambos skiet hier oor. Hy weermag ou spring uit die aapkas uit. Want dit gaan hier verby hulle. Ek gaan daar so, ek sê vir hulle, luister die mortiere wat julle gooi. Hulle sê 45 grade links, as ek nee man, nee. En dan kom 'n kaptein van die weermag, hy sê julle moet luister vir die Koevoet ouens, hulle weet. Ek sê daar sê, ek het ook so gesê. Ek sê nee man, gooi hom vir my 60 grade regs. Wat ek nie weet nie, ek ken nie wiskunde so goed te matriekie. Ek het hom net tot stand 8 gehad. Die SWAPO terroriste sit daar, ek gooi daar. Ek gooi op ons eie aanloopbaan. Die volgende môre kom die kommandant om hulle te besoek, hy kan nie land nie. Hy sê, wat gaan hier aan? Hulle sê, nee, die Koevoet ou het gesê. Hulle moet so gooi. Nou kan nie die woorde sê, wat het hy kommandant gesê nie. So ek gaan nie oor my wiskunde stry nie, hy werk nie so lekker uit nie. Maar SWAPO het losgekom tot so 48 uur daarna. Maar okay, mense, ek kon nie die keuse maak. Wil jy nie vandag die keuse maak? Ja. Dan moet 'n dag kom wat jy sê, ek kies hom nou. Jy kan nie môre aan jou pel se bier by die braai kies nie, en dan weer vir Jesus nie. Maak die besluit. Ek is nie skaam nie. Ek kies hom. Jy kan my vloek, jy kan sê net wat jy wil. Gisteraand sê hulle oor ons genesings hier. Gaan kyk op Facebook hoe hulle is gevloek. Sy naam is nogal Pinocchio. Hy kan maar vloek. Hoe meer mense my vloek, hoe meer kry ek seëninge. Anders kyk net daar buite of my nuwe BMW, Isuzu aangekom het. Ja, ek gaan 'n Isuzu. Maar okay. Ek wil net vir jou vertel hoe lyk ons partykeer. En dis nie net een kerkie, ons 90% van ons lyk so. Ons Christene, nou op die kerk sleg sê. Ek gaan nie kerk toe nie. Ek hou by myself kerk. Want die kerk is so sleg en is Baal en ek weet nie wat noem hulle hom nou al nie. En die ander ou wat Sabbat hou is sleg, en die ander ou wat vark eet is sleg, en die ander ou wat nie vark eet nie. Vragtig is die mens nou 'n Bybel moes skryf. Ons sal dit nie gemaak het nie. Dis deur mekaar om vir hulle te luister. Ek sê nou vir julle wat ek preek is ook nie alles reg nie. Ek dink jy ons is perfek nie. Maar een ding is verseker, ek wil jou uit die hel uithaal en by die hemel sit. Amen. Ander foute kan ek maar maak. Ek eendag gaan bo kom en ek hoor julle kon brandewyn drink. Ek weet nie of dit sal wees nie. Maar dis dit fyn. Hy het ten minste jou vrou minder geslaat. Ja. Omdat ek gesê het, jy moet nie brandewyn drink nie. Ek kom by 'n dorp, ons Pinksterkerke, ons lekker kerke. Ek like Pinkster. Hande klap, charismate. Hy vrou van Pakistan, sy bekeer, en sy sit in haar binnekamer en sy sê, Here, is ek nou Pentecostal of charismatic? Wat er kan. En sy skiet 'n geldstuk op. As hy sterk val, is hy nou Pinkster, as hy op ander kant val, is hy charismaties. Toe gaan staan hy so. Toe wys die Here, hou tog op met julle ou goedjies.
Dien my net. Maar in elk geval, ek bid die is 'n plek wat my uitnooi, en diezelfde vrou wat die voorsitter van die kerk is, besit 'n motel. En ons kry die vorige dag, sy sê, bestel vir julle net wat julle wil hê, rooi is. My vrou eet net so 'n stuk T-bone. Ek sê nogal, jy's gulsig, want dit is gratis. Is dit papreen moet jy vat? En ek vat 'n sperp. Gooi hom net lekker met die buisting, laat niemand sien ek eet varkie. En ons eet lekker. En na die tyd, bid ek die aand. En 1 uur die nag loop ek deur die strate en bid. En ek kom loop verby die bar. Wie staan op die barcounter? Die voorsitter. Die vorige week het hulle pastoor weggejaag, omdat hy oor drank gepreek het. En die voorsitter staan daar, en sy vat die een shot na die ander. En ek staan en kyk uit die donker uit, ek sê, Here, moet ek maar net 'n nice pastoor wees môre. 'n lekker preek, kry 'n checkie, dis nog die dag van die check, ons het lekker geëet by haar, ons lekker geslaap, en daarna is ek mos nou alright. Of moet ek die waarheid praat? Hoekom wil ons nie die waarheid praat nie? Hoekom meeste van ons pastore en dominees, ons wil nie die waarheid praat nie, want nou net kom is iemand te na. Jy kom iemand te na, hy gaan hel toe, omdat jy nie wou praat nie. Praat en slag die waarheid. En ek kom in, en ek gaan koop toe vir my vroegoggend 'n bier, en Boxer twak, en 'n pyp. Ek kom toe daar, en ek sit my biertjie neer, dis so 1/2 uur voor kerk, en dan kom 'n tannietjie in met so 'n mooi hoedjie. Sy sê, pastoor, kan ek vir jou water neersit? Ek sê, nee tannie, ek vat hom sommer so van sy ma af. Ek vat sommer 'n biertjie. Maar sy draf uit, sit my pyp neer en nie, sê, toe die diens beginne, toe light ek my pyp, en ek maak my bier oop. En daai vrou wat volgende nog gesuip het, sê, vreeslik. Ek wou nog 20 minute mooi preek, en dan eers daar kom. Toe sê ek daar, ek sê, wat? Terwyl jy vannacht so staan en gooi jy die goed. Sy gaan uit die kerk uit, na kerk gaan ons terug na ons blyplek, toe ons bly mos daar. En die tesourier staan en praat met haar, en hulle gaan aan daar in die lig van die kar by die hek. Ek sien toe, sy wil nou nie meer 'n checkie gee nie, en ek klim af, ek sê, hou die check. My God sorg nog altyd vir my. Hou, en dit gaan toe swaar uit tye. Ek sê, hou hom. Sy sê, en so by the way, julle moet betaal wat julle gister hier geëet het. Ek klim terug, ek sê, Stella, jou groot T-bone. Nou moet ek kom betaal. Maar weet julle wat is lekker, ek kan betaal en ek kan met vrede wegry. Want Jesus leef. Sy wat die voorsitter is van die kerk, Jesus lewe nie in haar hart nie. 'n jaar daarna kom ek daar verbyry. Toe gaan ek ook bar, toe gaan sit ek in die bar. Ek like om 'n bar te besoek, is lekker. Ek suip net in die bar. En ek klim af en ek gaan sit daar. En sy kom verby. Sy sê, Roy, is dit jy? Ek sê, ja. Sy sê, ek wil vandag vir jou kom verskoning vra. Want ek sien toe hier sê drank in die bar. Sy sê, ons het toegemaak. Maar ons het baie drama gehad. Plaas ek het geluister daai oggend. Ek wil vir jou vandag sê, as ek stil gebly het, was hulle nie tot redding gekom nie.